Musiek sonder ophou. Bok Radio. Jy ken hom baie goed, hy is so nou en dan op die verhoog saam met ons. Hy is altyd deel van Bok Radio se golfdae en hy pop net altyd so op soos die skim. Was jy al ooit op die kamera gewees nou, Simon? Hierdie is ek dink die eerste Is hierdie- keer, Tisha. En Kan jy- mense en nou jy- actually sien hoe jy lyk? Ja, en jy het die eer. Ek weet nie of dit 'n goeie ding of 'n slegte ding is nie, maar Bietjie verwaand. baie welkom Simon Miller. Baie dankie Tisha, hoe gaan met jou? Goed en met jou. Dankie en dankie dat ek 'n draai bietjie by julle kan kom maak en bietjie chat oor pools. Oor swembaddens. Ja, ek is maandag aand by die vergadering vriendelik ingelig, wel meer gesê, Simon kom met jou praat oor swembaddens elke Woensdag en ek was okay. Wat moet ek weet? Moet ek gaan navorsing doen want wat ek weet van 'n swembad is niks 'n bietjie minder, vriend. Hierdie was al gereël seker so 'n paar weke terug wat ek vir Wim gesê het, hoorie so ek moet dit doen en alle admin agteraf uitgesort eers en toe ek jou WhatsApp voor die tyd, toe wil ek net seker maak jy weet, want ons ken vir hom ook, né, Ja, julle praat al vir weke lank. Ja, en toe wil ek net seker maak jy weet wat ons gaan doen vandag. Dat Jy's jy nog nie surprised is Jy's nie. nog lekker versigtig vir my, né? Ek is baie versigtig. Jy kan gaan lees haar eerste WhatsApp wat ek vir jou gestuur het, was so, hallo daar. Deel van die etiketskool. Hallo, pouk, jy okay? Onthou jy my nog? Anyway, Kom ons spring sommer weg. Eerste vragie wat ek vir jou het hierso. Hoekom word my swembad aanhoudend groen al sit ek kloor in? En baie mense sit hulle hou aan kloor in sit die hele tyd en dan brand dit jou vel af. weet jy Natisha, daai is 'n vraag wat ons seker amper elke dag kry. En jy vra die vraag en jy antwoord hom half op dieselfde tyd. Maar die probleem is baie mense gaan en dan sê hulle my swembad is groen en hy ruik na kloor, Ja. dan hou hulle op kloor ingooi en die feit dat jy kloor ruik, dis eintlik een van die indikasies dat daar niks kloor in is nie. Ek probeer altyd my mense wat vir my werk, om te sê nou staaf in Engels. Ek probeer regtig my Afrikaans Mooi reghou. Afrikaans praat jy so, hoor? Ja, daar's ore. Gaan nou 'n WhatsApp kry. Die personeel leer dat dis amper as jy dit nou kan verduidelik soos vinnig soos 'n eier wat jy in die swembad gooi en na rukkie dan die kloor nou. Dan as hy klaar gebruik het, is dit net die leë dop wat daar rond beweeg. Okay. En as die doppe meer is as wat die vol eiers is, dan begin hy te stink na kloor. Yes. En dan dink mense, daar's te veel kloor in en baie keer is dit die rede hoekom jy eintlik 'n shock treatment of 'n hoë dosis kloor moet insit. So dit is nogals 'n interessante deel wat min mense weet. Dit word chloramines genoem. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, maar dis eintlik dooie kloor. En jy kan hom half recharge om 'n hoë dosis of 'n shock treatment te sit. Ek probeer regtig. Ek werk in Engels, maar ek moet in Afrikaans praat hierso. So ja, dis dit. Doing great, sweetie, doing great. Die rede hoekom baie mense en die rede hoekom swembaddens groen gaan, daar's net 3 redes. Okay. Dis filtrasie, Ja. sirkulasie Ja. en waterbalans. Filtrasie is jou filter moet skoon wees, sirkulasie wees, jou pomp moet gereeld hardloop en dan natuurlik jou waterbalans, jou pH, jou kloor en jou alkaliniteit en al daai goed moet reg wees. En as jy daai 3 goed reg het, wil ek amper sê nou daar's 'n 90% kans dat jy met 'n blou swembad gaan sit, ja. En is baie maklik om dit eintlik te toets by die huis ook. Dis mos daai toetsstreepies of wat. My pa het altyd hierdie snaakse McGaffertjies gehad wat hy goedjies ingooi en dan so verskillende kleure. Is dit nou nog so ingewikkeld of nie? Dit is nie eintlik nie. Ag, daar's 'n klomp home toets wat jy by die huis kan gebruik. Dan is daar meeste van die winkels doen dit. Ons kom natuurlik uit na jou huis toe en dan doen ons dit by jou huis vir jou en dan kan ons vir jou 'n printout gee met al jou dinge wat jy nodig het. Maar daai toetsteltjies wat jou pa altyd gebruik het, is die perfekte indikasie. Dis nie 100% akkuraat nie, maar dit gaan jou Gee jou 'n idee. Dit gee jou 'n idee van waar jy is. By die tyd wanneer jy op 0 is jy in elk geval te laat. Dan is jy nie moeilikheid. 0 kloor of jou pH is te laag of te hoog, dan is jy klaar te laat. Daai ding sal vir jou sê hoorie so hy's besig om laag te raak of die pH is besig om uit te beweeg. So hy hou vir jou binne in 'n bandwydte, kan jy maar amper sê. Hou jy aan jou baan. Hou jy aan jou baan. Dis hy. Alright, so hoe lank moet my swembadpomp elke dag loop vir die ooms en die tannies wat so verskriklik oor krag kla die hele dag? Hier gaan ons boks. Nee? Jy haal die woorde letterlik uit my mond uit. Want die goue reël, en dit is nie 'n reël wat ons maak nie, dis 'n reël. Dis 'n universele reël. Universele reël oor die hele wêreld waar almal sê gebaseer met die hoop dat jou pomp en jou filter die regte grootte is vir jou swembad, so hulle het die regte pomp en filter ingesit toe hulle die swembad gebou het. Okay. Dan moet jou pool hardloop tussen 6 en 8 ure per dag. Moet, dis ononderhandelbaar. Dis 'n moet.
kan jy wegkom onder 6, jy kan, maar dit is nie 'n langtermyn solution nie. Die ding wat ek altyd vir my kliënte altyd verduidelik is dat jy moet, 2 dinge moet jy weet. Of jy gaan geld spandeer op elektrisiteit of op chemikalie. Ja. So as jy geld Maak gaan die spaar, keuse daar, ja, as jy geld gaan spaar op elektrisiteit, gaan jy bietjie meer kloor moet insit. En as jy, maar daar's 'n happy medium en die happy medium is omtrent 7 ure 'n dag. En jy gaan baie kopseer vir jouself vir my as jy dit net daai deel doen. Al doen jy niks anders nie. Hou jou pomp aan vir 6 tot 7 ure 'n dag en jy gaan 'n huge verskil sien. Doen dit maar reg die eerste keer, né? Doen dit reg die eerste keer en weet jy wat, kry in jou agterkop vir jouself 'n tipe van 'n begroting vir jou swembad en sê, weet jy wat, ek besef, ek gaan 'n paar rand moet spandeer. Dis 300-400 rand 'n maand of 500 rand 'n maand en sit dit weg of weet dit, dan gaan jy nooit probleme hê nie. En dit gaan vir die hele jaar net so bly. Maar die probleem is, dis duur om 'n swembad wat groen is of wat gebreek is reg te maak. Ja. So, You can't if you fix it if it's broken, it's going to cost you more. Kan ek my swembad self onderhou of het ek 'n professionele diens nodig? Ek dink hierdie een is ook baie belangrik want baie mense sê ek kan dit self doen. Ja, Dan moet jy dit in elk geval, soos ons nou net gesê het, gaan fix. Die ding is, my buurman het of een van die vrae of een van die comments wat ons altyd kry is, maar ek het al 'n swembad vir 20 jaar, so ek weet wat om te doen. Verskil is ons doen al vir 20 jaar 20,000 verskillende swembaddens. Exactly. So ons sê altyd vir kliënte, dit hang af, baie kliënte sê dis baie duur om 'n professionele diens in te kry. Ons het al die somme gaan maak, as jy gaan vat wat dit jou kos elke Saterdag 'n halfuur op jou swembad, dis 2 ure, dan moet jy daai som gaan maak, jy moet winkel toe ry, jy moet die goed gaan koop, dis op en af, en 9 uit 10 keer kom jy daar, so dan is al klaar iets fout, dan moet jy dit probeer regmaak. So, in ons geval, ons diens omtrent seker so 350-400 baddens tussen Brackenfell en Blouberg. Dis baie. Ja, en daai kliënte weet presies, hoorie so daar's iemand wat inkom elke week, hulle gaan die swembad regmaak, hulle gaan die swembad skoonmaak, hulle gaan die water toets. By die tyd wanneer ons daar kom, sit ons maar net die maintenance goed in, ons hou maar net dit wat reg is reg. En as iets verkeerd gaan, dan sort ons dit in elk geval uit dadelik en dit word nie erger nie. So, dis 'n moeilike ding. Baie kliënte hou daarvan om self hulle swembad na te gaan en te kyk na dit op 'n Saterdagoggend of 'n Sondagoggend en daar's niks daarmee fout nie. Maar as jy regtig waar moeg is vir 'n swembad wat die hele tyd groen of cloudy of melkerig is, dan dink ek is nogals nie so duur as wat jy dink nie. Inteendeel, ek dink dit werk eintlik maar goedkoper uit as jy dit reg doen. Ons het gegaan as iemand sy salaris vat en ons het alles gaan uitwerk hoeveel keer jy moet winkels toe ry, hoeveel keer jy water moet laat toets, hoeveel keer jy spandeer, borsel die swembad elke week en alles, en maak seker die mandjies is skoon en alles is reg. Dan werk dit eintlik goedkoper uit. Maar ja. Ek dink op die einde van die dag het 'n mens genoeg goed om oor te worry en 'n swembad hoef jy nie oor te worry nie. Daar's mense wat dit vir jou doen soos jy. Ja, en jy kom by die huis aan en jy swem. Dis dit. Ons het gisterand by die huis aangekom, 4 uur, kids het reggemaak vir skool want die skool het vandag begin en dit was die laaste keer wat hulle 6 uur die aand in die swembad kon spring. En weer eens jy kom daarso, maar gelukkig by ons huis is die poolboy baie goedkoop. Maar toe die vrou daar gesê, jy moet dit en dit gou doen en dat die kinders kan swem gou vir oulaas. So ja, maar is lekker, as die swembad mooi is, dit is nog iets om op trots te wees. Absoluut. Luister net hier nog ons 'n bietjie verder gesels. Kom ons luister eers na Sunset Sweatshop met Aye. The door, Diddy Swims daar vir jou. Nee, maar kom skuif nou die mikrofoon reg. Maak jouself nou reg, meneer. Ek is professioneel. Ek is reg. Simon Miller saam met my in die ateljee en ons gesels 'n bietjie oor swembaddens en dit gaan elke Woensdag gebeur. So onthou, jy kan jou vragies e-pos na my toe na tisha@bokradio.co.za of jy kan hulle sommer hier instuur soos wat baie van julle het. Maar voordat ons by die vragies kom, Simon, wat is die waarskuwingstekens dat my swembadstruktuur begin faal? Hy's nou klaar. Een ding is wat mense nogals kan gebruik is 'n swembad. As hy mekaar val. As hy mekaar val, dit's 'n giveaway. Okay. En as daar begin goeders groei van onder af op. Dis van onder af op. Ja. Maar ja, ek het so swembad gekry nou. Inteendeel was actually laas week in Constantia. Die swembad staan al seker vir 'n paar jaar en in die middel is so kraak. In Constantia mooi huis, maar hulle gaan dit nou obviously renovate en maak nou reg. In die middel van die swembad is daar so Ek sou net sê dis legal nie,
Maar as 'n boompie wat besig is om te groei daar. So was my nogal dis wat my nou laat dink. Daai is byvoorbeeld 'n goeie kandidaat vir 'n renovation, ja. Swemmers hou so om en by 8 tot sê 12 jaar, dan moet jy daar begin aan dink om dalk te reline, dis die Engelse woord. Ons kan met glasvesel dit doen en ons doen nie eintlik met sement of marbleplaster nie. Ons het 'n bietjie probleme. Dis maar meer glasvesel. Glasvesel is vinniger, is makliker, veiliger en binne so tussen 7 dae dan kan jy weer basically swem, ja. So tekens is dit natuurlik krake, as jy water begin verloor, dis 'n groot ene en baie mense vra vir my, hoe weet ek verloor water? Jy verloor water, ja. As jy in Wellington bly, verloor jy gewoonlik water, so Wellingtoners moenie luister nie. Ja. Die goeie thumbs up, Natisha, is enige iets tussen 6 en 8 mils per dag, millimeter, as jy dit nou meet. Dis minder as wat ek verwag. Per dag wat jy verloor, dit is gewoonlik evaporation of verdamping. As dit meer as dit is, so as ek vir jou sê, as dit meer as 1 sentimeter is 'n dag, dan moet jy begin loop. Dan kan jy kyk, en baie keer sê ek net vir mense, weet jy wat, los hom vir 'n rukkie, kyk tot waar stop hy, en dan het jy 'n goeie basis om vanaf te werk. Dit kan jou pype wees, die lug, dit kan die skimmerbox wees, dit kan 'n paar areas wees, maar gewoonlik los ons dit, kyk waar stop hy, en dan het jy 'n basis om vanaf te werk en te sê, dis in hierdie area waar daar miskien 'n lek is, ja. Okay. Wel, ek het 'n paar vragies wat ek ingekry het. Ek moet hulle net gou vir jou soek. Hier is die eerste ene. Ek wil net weet, dit is Corrie hierso, van Kraaifontein. Ek wil net weet, as ek my water bietjie opvul, my swembadwater met munisipaliteit water, dan is ek gewaarborg 'n groen swembad teen die volgende dag, dan kan ek die groen in die rande goed sien. Soos byvoorbeeld gister moes ek weer behandel dringend teen groen. En waar Sondag se kant bietjie munisipaliteit water ingepak het. Dit is soos elke klokslag, hang af hoeveel water ek tap, so groener raak die swembad. So, daar's twee dinge hier so. Dis interessant dat sy sê munisipale water, want gewoonlik is dit nie normaal nie. Ek sal definitief dat die luisteraar net 'n draai gemaak by 'n naaste swembadwinkel, of ons kan natuurlik uitkom ook sien toe en die watersampel van die munisipaliteit optel. Okay. En net gaan toets, want dit kan wees dat die pH van daai area 'n bietjie hoër is, en hoër pH, dis basies maar soos die letterlik 'n broeigrond vir alge. Lae kloor, hoë pH, dit alge groei binne letterlik dae of ure. Joyous environment. En ek bly sy sê munisipale water, want dit is die ander vraag is wat ons baie kry, Tisha, is boorgatwater, en my antwoord is nee en altyd nee. Moenie dit gebruik nie, want daar's nie 'n konstant nie. Dis nie konstant nie. Mense sê ja, maar ek het my water getoets 'n jaar terug. Tussen dan en nou, dit is 'n groot verandering. Daar's 'n groot verandering. Watervlakke, grondwatervlakke het verander. So daar's ander goed wat gebeur het. So ons beveel het glad nie aan nie, inteendeel meeste van ons nie vervaarder gesien, maar suppliers sê hulle waarborg niks as daar boorgatwater inkom nie. So dis iets om net na te noem, maar in 'n geval, en dan nadat jy water opgetop het in elke week of wat, maak seker, dit is altyd 'n goeie idee om dalk 'n bietjie van 'n shock treatment in te sit. Ja. Want onthou nou, jy verdun nou basies die water en die chemikalie en die waterbalans. So jy die water gebalanseer 'n week terug of 3 dae terug, nou sit jy nuwe water by, al daai vlakke is nou weer uit. So jy moet net dalk so half vooruitdink en sê, weet jy wat, ek gaan dalk 'n koppie of 2 koppies kloor voor die tyd insit, om net op te maak vir dit wat kom, daar kom nuwe water in, so jy buffer hom so half 'n bietjie. Jy buffer hom, ek hou daarvan, jy buffer hom. Okay, haai daar, ek wil weet of 'n 1000 liter splashpool convert kan word na soutwater, en indien moontlik, wat is die koste? Ek kan nou vir jou die salesman talk gee, of ek kan vir jou die waarheid gee, maar ek gaan vir jou die waarheid gee. 1000 liter is bietjie min vir 'n soutswembad. 10.000, dis 10.000. O, 10.000. 10.000 kan jy nogals daarna kyk. Ja, jy kyk nou tussen soos, ek sou sê soos tussen 6.500, 7.500 rand om daai omskakeling te doen na sout toe. Dit vat omtrent so 'n uur. En jy moet nou net gaan kyk of daai die bedrag wat jy gaan spandeer op kloor, of dit vir jou die moeite werd is, want op 10.000 is dit nog 'n bietjie van 'n som wat jy moet maak, maar baie mense wil dit doen vir gesondheidsredes, en dan is dit 'n hele ander saak. Dan is dit
definitief die moeite werd, want sout, natuurlik, ons oë het 'n 0.5% sout salinity in dit, en ons vel ook, wat beteken is baie meer gemaklik om te swem, en dan dit natuurlik baie goedkoper, want jy het letterlik 'n kloorfabriek agter in jou swembad. Dis wat hy doen, hy maak letterlik die vars, nie varsste kloor nie, maar ek bedoel, die mees sterkste kloor wat jy kan kry, is 'n kloorgas, Okay. Dan, as ek 'n solid safety cover oor my sout swembad het, kan die pompure verminder word, want kloor ontsnap nie? Dit gaan nie net oor kloor, want die luisteraar, terwyl die pomp hardloop, maak hy kloor. So, baie mense sit dan die deksel of die cover oor die swembad, en dan verwag hulle kan minder hardloop. Onthou, dit gaan nie net nie. Wat jy wel kan doen, is jy moet die chlorinator of die salt chlorinator heeltemal afdraai na omtrent die helfte toe, sodat jou pomp nog steeds dieselfde hoeveelheid tyd kan hardloop. Want onthou, dit gaan nie net oor kloor nie, dit gaan oor die water wat gefiltreer moet word en deur die filter moet beweeg. So, net 'n vinnige ding, water in 'n swembad moet binne 24 uur 4 keer gesirkuleer word. 4 keer in een siklus, kan ek maar amper sê. En dit is hoekom jy nodig het om tussen 7 en 8 ure 'n dag jou pomp te hardloop. So is baie belangrik. En ek weet daar's mense wat gaan sê, jy's mal, dis iemand wat nou sê, as my swembad kleiner is, maak dit saak hoe lank my pomp loop. As die swembad kleiner is en jy het 'n groter pomp en hulle het hom dalk upgrade of iets, dan kan jy seker wegkom met 6 ure, maar solank as wat jou volume swembadwater 4 keer gesirkuleer word of 4 keer omgedraai word, dan gaan jy om en by veilig wees. Dan gaan jy om en by veilig wees. Ja, jou swembad gaan nie groen raak nie en jy gaan nie begin goggas kweek. Jy gaan nie kwaad wees om niemand gaan op mekaar skree nie. Ja. Okay. So, volgende vraagie wat ek vir jou het. Simon, waar kan mense jou in die hande kry? Waar is jy? Jou webtuiste? Ek het onlangs al 3 my winkels verkoop, so die retail deel is nie meer daar nie. So jy gaan vir my lekker whisky nou gaan koop? Ek kan nie, Dankie. So ons werk nou net eksklusief met kliënte met hulle huise, ons gaan uit en ons deal met jou probleem spesifiek. So dis nie meer 'n one shot vir almal nie, ons kom uit, ons doen wat nodig is vir jou spesifiek, en perfectpools.co.za, hulle kan vir ons e-pos stuur by kantoor info@perfectpools.co.za, en natuurlik ons telefoonnommer, ek het 'n maklike 0860 MyPool, 0860 MyPool, of dan 021-556-2840. Maar ek glo dan as hulle vir julle WhatsApp, dan gaan julle vir hulle die details ook kan gee. Verseker. En ek meen, hulle gaan dit deur elke Woensdag hierso op Bok Radio gaan Simon Miller, gaan ek en hy 'n bietjie gesels oor swembaddens. So onthou, jy kan enige tyd jou vragies ook instuur. Simon, dit was voortreffelik, dit was heerlik, dit was lekker. Kan nie wag om jou weer te sien nie, en na 4 weke, dan steel ek jou weg, want jy gaan alles weet van swembaddens. Nee? Ja. Asai, dan kom werk ek sommer vir jou. Dankie Tisha, dankie vir julle. Arne Jordaan, Rigterskaap.